Hierdie week op platteland toe, kuier ons in die klein dorpie Parys langs die Vaalrivier. Die dorpie wat bekend staan vir die naweekvegters en dies met 'n naweeklyfie. Wat maak Parys lekker en spesiaal? Die mense hier so. Die dorp is reg baie stil, so dis wat Parys maak. En dan oor naweke? Oor naweke is dit ook lekker, chillerig, maar baie lekker. Parys is een van die eerste dorpe in Suid-Afrika wat hulle eie elektrisiteit gewek het deur middel van die pompstasie wat krag uit die rivier se vloei gewek het in die 1800s. Dit voel nou skoon ek sit hier so in my ouma se kombuis met die naam Plumtree. Waar het julle gekom aan die plek en hoe is dit Plumtree? Plumtree het ons 15 jaar terug gekoop as 'n klein koffiewinkeltjie wat hier was. Dit was vroeër jare 'n pastoor by een van die plaaslike kerke gewees. En ek het altyd die droom gehad om 'n klein ou koffiewinkeltjie te besit om eendag af te tree. Ek het so vlugtig na julle menu gekyk en dis baie tradisionele kos. Hoe berei julle dit voor en hoe het julle besluit om tradisioneel te bly? Maar as jy kyk na die winkel hier, na die geskiedenis, my ma se trourok, my ouma se dooprok en al die spesiale goed hier was om my ouma se resepte te kook, maar net die regte besluit. En ja, 9 jaar later doen ons nog steeds dieselfde. Japie, wie is julle en wat doen julle alles? Hier so by relevant, ons doen baie goed, ons doen rafting, ons doen quadbike, ons doen abseiling, ons doen sommer hier so by hierdie quarry. Ons doen baie goed soos archery, paintball target shooting, ons baie doen activity. Nou dis baie lekker. Sê vir my byvoorbeeld met al die activities wat julle doen, byvoorbeeld die quadbikes, het julle veiligheid protocols wat julle volg en is daar reëls wat mense moet volg, nee? Ja, that's so. Ons werk so. As ons doen quadbike, ons soek die mense die gaan quadbikes span, ons quadbike ons ry rustig, laat ons wil nie die mense laat so seer kry. Ons soek al die mense laat sommer happy wees as hulle doen ons activity. Maar ek en Japie is beide soute quadbike ryers. So ons mag 'n bietjie die gat uitgooi net vir vandag. Japie, sê vir my die river rafting wat ons nou gaan doen. Is daar verskillende rafts wat 'n mens kan vat? Is dit jy weet bietjie beginners, intermediate, advanced of is dit net een tipe stroom wat ou volg? Nee, ons het die rapid ons kry die rapid dat gaan vir grade 1 en grade 2. So dat hang op tegen hoe hoog die water is. Die water bietjie klein, die rapid gaan by grade 0 en tot dat werk so die rapid. Dan die rapid units gaan omrun ons net grade 2 and 1 only. Okay, cool. So grade 1, grade 2. Yes. Vir my, meer ekstreem. Okay, Japie, maar kom ons ry hierdie rondte klaar dan kyk ons wat hou dit vir ons als in. That's all. Dankie. Okay. Ons het nou lekker quadbikes gery saam met Real Adventures, maar nou is dit tyd om 'n bietjie af te koel, 'n bietjie river rafting.
Is daar 'n soort van goeders wat uitstaan in Parys wat dit uniek maak wat mense graag wil kom sien en besigtig? Ja, soos die hangbrug, ons het Mimosa hier, so ons het baie plekke waar jy naartoe kan gaan, so daar is redelik baie goedjies wat jy kan doen. Maggie, wat maak hierdie plek spesiaal en jy weet, hoeveel kamers het julle wat julle bied hier so vir mense en hoekom is dit lekker vir mense om hier te wees? Dat mooi is 'n baie special place daar waar al die mense kan kom, né? Die special ding van dit is jy het baie privacy vir enige mens, so any parties or maybe as jy wil hier so kom om te kom rustig wees, jy kan hier so kom. En ons het 5 kamers. Actually, dit slaap soos 28 mense hier so op al die plekke. Dit is baie rustige plek en lekker, is baie lekker. Om aan te sluit by Maggie, ons het die kaserne ook wat basies is 'n backpackers is. Waar jy kan 'n klomp mense daar slaap soos een vertrek en jy kan 13 slaap. So in totaal kan ons eintlik dan 30 slaap. Wat lekker is vir 'n familie of vir 'n verjaarsdag waar jy jou vriende en goed wil nooi. Wat is die atmosfeer wat julle hier so probeer skep? Fokus is definitief op die samesyn. Dit wat jy as groep kan saam spandeer op. Jy sal sien die dansvloer met die liggies is 'n lekker area om op te kuier. Die kombuis is groot, die leefarea is groot. Parys het sy naam gekry as gevolg van die Duitse landmeter Schilbach. Die dorp is na Parys in Frankryk vernoem weens die feit dat die dorpie langs die rivier lê, soos die dorp Parys in Frankryk langs die Thames rivier lê en hom daaraan herinner het. Johan, ons is geëerd om saam met jou nou hierso te sit by De Vette Mossel in Parys. Hoe het julle begin met hierdie hele konsep? Ek en my vrou het so 8 jaar terug het ons Neil de Baar genader wat die eienaar is van De Vette Mossel, die oorspronklike ene op Grootbrak. Toe het ons hom gesê, maar wat van 'n stukkie Weskus in die middel van die Vrystaat? Sy eerste reaksie was eers hy het gedink ons is baie snaaks en gelag daaroor. Toe sê hy maar kom ons gesels en hier sit ons 8 jaar later en is 'n suksesverhaal. Hoe werk julle setup met wat mens betaal by die ingang? Hoe werk dit alles? Ons werk op bespreking, so jy moet bespreek jou plekjie by die tafel bespreek. Dit is 'n buffet, rollende buffet ete. Ons het 6 gange, 13 disse. So jy moet absoluut uitgehonger na ons toe kom. Ons het 'n lieflike speelplek met 'n 90.000 liter regte sementplaas staan wat ons skep het in 'n swembad. Yes, awesome man. Baie dankie. Ek gaan gou 'n bietjie loer en 'n bietjie proe. Ja, baie dankie dat ons hier kan wees. 'n plesier, julle moet dit geniet. Hoe lank bly jy al in Parys? Nee, ek is nou so, ek het nou ophou tel, ek dink so 7 of 8 jaar hier. Fantasties. En dan, wat is spesiaal en uniek vir jou in Parys? Baie goed. Ek sou sê, die koepelarea veral staan my baie aan. Die geskiedenis daar agter, die merkwaardigheid daarvan, die feit dat hier 'n rivier deurvloei. Is baie om te doen. Die area is ryk aan geskiedenis en ek kan aanhou. Waar presies is ons nou? Tabella Tabeng is in die hart van die Vredefort Koepel. Die Vredefort Koepel het ontstaan 2.1 biljoen jaar gelede toe 'n meteoriet hier geval het, die oudste, grootste meteoriet-impakkrater geskep het. En dit het eintlik veroorsaak dat 'n verstommende natuurlike area ontstaan het met baie biodiversiteit. Ons het pragtige shelhuis wat in die berge gebou is en wat
wat ons shellies eintlik interessant en uniek maak, is die feit dat die natuur totaal geïntegreer is met hulle. So ons het byvoorbeeld rotskraans aan die agterkant en die shellies is gebou dat hulle uit cantilever oor die kraans is. So dit het 'n besondere interessante ervaring en elkeen van daai shellies is heeltemal uniek gebou. Dan natuurlik hier so 'n ongelooflike mooi restaurant waar ons ingeloof het. Wat bied julle als daan en watse aktiwiteite is dit wat mense hier kan doen? Tabella is uitstekend vir 'n lekker dag uitstappie, want iemand kan hier na toe ry en dan kan hulle 'n staproete kom doen, een van die mooi roetes. Dan kan hulle kom ontspan in die swembad en dan sommer hierso middagete eet. Niks so lekker soos om 'n dag met 'n wildrit te begin nie. Maar nou, eers tyd om ietsie koeler aan te trek. Misha, wat doen julle hier so by hierdie gebou? Wel ja, weet jy, hierdie is ons bekendstellingsarea. Dit is waar die meeste van ons mense inkom en wat ons basies doen is ons het teelprogramme met verskillende diere, predatore en wat ons met hulle doen is die idee is om hulle weer vry te laat in die natuur. Vir ons is dit baie belangrik is die wat ons hou vir die nageslag. En dit is hoekom ons juis hierdie diere het. So wat ons hier aanbied is mense kan inkom en hulle doen 'n toer wat baie opvoedkundig is en dan van hier af kan hulle ook dan weer uitgaan op 'n wildsrit waar hulle die diere in die natuur kan sien. En dan natuurlik, julle het 'n saaltjie hier so agter. Waarvoor gebruik julle dit? Weet jy, ja, dit is 'n educational opvoedkundige area wat ons ook dan doen, ons kan skoolgroepe hanteer en dan wat ons ook doen, ons het 'n bistro hier, so mense kan uitkom, hulle kan fisies na die diere kom kyk en dan kan hulle weer terug gaan stad toe. Die mense kan alleenlik net kom op 'n bespreking. Slegs op bespreking, ja. Ons doen net besprekings. En dan die tipe diere wat julle hier so aanhou. Weet jy, ons het leeu's en dan het ons hyenas en cheetahs en ons het servetkatte, tierboskatte, rooi katte en dan wilde honde wat vir ons baie belangrik is. Ja, awesome. Dis reg, baie dankie. Ons sê, plesier. Die Vredefortkoepel het ontstaan 2.1 biljoen jaar gelede, toe 'n meteoriet hier geval het en die oudste, grootste meteoriet-impakkrater geskep het en is as wêrelderfenisgebied verklaar. Joe, ons is bevoorreg om hier so saam met julle te sit by Shazen. Wat bied julle vir ons hier soals? Ons bied hier 'n verskeidenheid aan. Ons wildspesies natuurlik, ons het hoëveld en laafveld spesies weens die habitat. Hier is in die Vredefortkoepel
en daai kwartsiete absorbeer die son in die dag en dan sit dit vry in die aand, so dit maak mikroklimate. Mikroklimate stimuleer diverse vegetation natuurlik en dan van daar af 'n groot verskeidenheid van wild wat jy kan aanhou. So ons het 4 van die groot 5 hierso en is sommer baie naby. En dan vir gaste wat hier na toe kom, akkommodasie gewys. Ons vat 16 mense, dis dit, al baie eksklusief in die opsig dat ons wil hê die mense moet wegbreek. Jy weet die natuur, jy kan dit voel. Hierso in die aand hoor jy die leeu's luiperds, jy weet daar die atmosfeer wat jy wil hê in die bos. Dis belangrik vir ons en natuurlik die verskeidenheid. Elke huis het sy eie uniekheid en dit is wat dit lekker maak vir die mense om bietjie te kom kyk, te voel en naby aan die natuur te kan wees. Quentin, ons sit nou in hierdie lekker bar, jy weet, dis 'n nice feel, is 'n nice vibe. Waar het Jimmy Jagger begin? My oupa het hierdie huis op die perseel wat nog steeds hier staan, agter Jimmy Jagger se gebou in 1963-65. En ek het in my kans gesien om die perseel vir myself te gebruik. Ek weet mense kom hier ingeloop en dis net so 'n lekker feel. En dan dink ek een van die grootste dinge wat jy bygesit het wat ek dink 'n groot aantrekkingskrag is hierdie lieflike speelarea vir die kinders wat jy besig is om te ontwikkel of ontwikkel het. Ja, my seentjie is 2 jaar terug gebore en daar het ek besef toe hy ouer word, daar is 'n groot behoefte vir 'n speelplek. Ja, want hy sê vir my waar hy wil gaan uit. Net so op 'n laaste ding is julle kos wat julle ook het, wat is julle soort van spesialiteitskosse waarna julle wil hê? Ons spesialiseer veral in ons hamburgers. Ons hamburgers is baie populêr. Dis maar ons steaks ook natuurlik. Nee, Quentin, wel dan ek haal my hoed vir jou af as ek een opgehaat het. Dis 'n baie nice plek en ek sien vir julle net 'n groot toekoms voor lê. Sê vir my, hoe lank bly jy al in Parys? Ek is nou 34, so ek kan sê my hele lewe ek het gebore hier. Wat maak Parys vir jou lekker? Vriendelike mense. Nee. Anke, wat is InStyle? InStyle is 'n destination shop in Parys. Ons het omtrent seker 25 klein winkeltjies binne onder een dak wat ons uitverhuur. En alles is gift related, leefstyl, decor. Ons het 'n coffee shopie binne, ons het 'n deli wat baie aktief is. Jy het ook produkte van jou eie wat jy hierso het wat mense kan kom koop. Wat ek doen is die meubels, ek design meubels, ek custom design meubels en doen huise en gordyne en al die goedjies wat daarmee saamgaan. En dan iets wat ook hier binne is wat vir my baie emosioneel en 'n persoonlike ietsie is Anke Products wat ek en my boetie wat nou 2 jaar oorlede is saam begin het. Dis 'n nuwe konsep van 'n diffuser, 'n home fragrance wat jy nie stokkies hoef te gebruik nie. Jy gebruik 'n wooden top wat jy vas skroef en op koffietafel sit en ons verkoop dit in al die hoë gehalte gift shops en ons het ook nou vir Poetry hulle eie reeks gedoen. So ons is al 4 jaar in InStyle, ons klein winkeltjie Classy Home. Ons maak lekker natuurlike deli produkte en handgemaakte badprodukte en 'n paar funksionele dekorstukke vir jou huis. Goeiemôre. Hallo my ding, kan ek jou help? Ons is op soek na nuwe plante. Ons het nou net ingetrek in die dorp in. Ons soek bietjie potplante. Potplante, nou maar fyn, dan is jy net by die regte plek want ek spesialiseer daarin om plante in houers te doen. Ek is altyd hier by InStyle, maak met my 'n afspraak. Ek doen tuine, ek doen binnehuisversiering met plante en dan help ek almal om ou tuine wat oudtyds geraak het op te zoek. Ek het 'n farmhouse decor reeks hier waar enige iets, jy kan custom werk doen. Ons doen Christelike Bybelversies, ietsie snaaks vir jou huis. Perfek vir enige geleentheid, Kersfees, verjaarsdae, baby showers. Dis nogal 'n groot hit by enige geleentheid. Ek is hier in Parys by InStyle en al my produkte is ook aanlyn beskikbaar. Volledige Sweatcare is 'n active range. Dis 'n range van active wear wat ouens gebruik om mee te oefen. Ek het gedink daar's plek in die mark vir bietjie meer funky, lekker vibe klere. Ons het 'n winkel in Parys, hierso by InStyle, so mense is welkom hiernatoe te kom. Verder het ons so 13 resellers in die land oor verskillende dorpe. Die dorp het vorm geneem toe die Duitse Gereformeerde Kerk in Parys gevestig is, omdat die afstande tussen kerke te wyd was vir kerklede om heen te gaan.
Nikki is hier op die golfbaan op Parys Golf and Country Estate. Die mense wat hier gebly het almal gereboek. So dit wys jou maar net dat the proof of the pudding is in the eating. As jy gaan kyk na die gastehuis, jy het 4 slaapkamers hierso. Daar's 8 mense wat hier kan slaap. Is almal king size beddens. Elke slaapkamer het air conditioning, ondervloer verhitting vir die winter, wifi, hy het al die geriewe wat jy wil hê. Ons is baie passievol oor Nikki. Die naam kom van myself en my kleinseentjie Nikki. Die ander Nico, so ons is Nikki en dis waar die naam vandaan kom. So as jy wil kom relax en jy wil jou batterye weer kom charge, is dit die plek om te kom doen. Ons sê baie dankie vir Parys vir hulle gasvryheid. Volgende week kuier ons in die nimmerlike Greyton. Baie dankie vir ons verblyfborge tydens die vervulling van hierdie episode.